I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Goeiemôre. Welkom. Ons het 'n hele rukkie gelede gesels en dankie dat jy kyk. Die Kersversiering spruik reeds al 'n paar weke in die winkelsentrums en ons word begroet met Kersmusiek in die supermarkte. Die kinders maak klaar met die eksamens en van julle se tasse is gepak vir een of ander vakansiebestemming. Veilig reis en geniet dit. Dis die tyd van die jaar. Dis die tyd van uitspan en ontspan, maar ook 'n tyd vol nostalgie en sentiment. Ek dink dit word goed uitgedruk met daai liedjie van Bing Crosby, I'll Be Home for Christmas, wat uitgereik is knap hier na die Tweede Wêreldoorlog. Dis 'n tyd van tuiskoms, dalk ook metafories bedoel. Kersfees is immers wêreldwyd 'n familiefees. Maar dis ook die tyd wanneer ons amper weer kind word, want ons vertel vir ons kinders verhale van Jesus se geboorte en van Kersvader, en ons voer die verhale oor Jesus se geboorte op by wyse van Kersblyspele en ons sing daarvan Sondag in die kerk oor hierdie tyd. Maar die geboorteverhale, soos wat ons dit in Matteus en Lukas vind, hulle is die enigste twee evangelies wat geboorteverhale bevat, is alles behalwe onskuldige kinderstories. Dis verhale met 'n angel. Matteus en Lukas vertel ook elkeen hulle eie verhaal. Matteus se verhaal staan teen die donker agtergrond van 'n komplot. Wanneer die leiers, spesifiek Herodes, kennis neem van die geboorte van 'n koning, is hy en die hele Jerusalem diep ontsteld daaroor, lees ons by Matteus. Sterrekykers, wyse manne, letterlik staan daar in Grieks, magie. Hulle kom vanuit 'n verre land, en dis vandag se Iran, want hulle het tekens gesien van die geboorte van 'n koning, en dis ironies, want dis vreemdelinge uit 'n verre land wat geskenke bring vir die kind. Vreemdelinge en selfs van 'n ander godsdiens, want dit wil lyk asof daardie wyse manne dalk behoort het aan 'n godsdiens wat tot vandag toe nog bestaan, genoem Zoroastrisme. Vreemd genoeg, hulle bring hulde aan die geboorte, maar sy eie mense in Jerusalem en die leiers beleef sy geboorte negatief, volgens Matteus. Die kind is onwelkom. Dis wat Matteus sê. Onwelkom vir sy eie mense, so onwelkom is die pasgebore baba, dat sy ouers met hom moet vlug na Egipte, ook weer ironies, na die land van die farao's wat lank terug Hebreëse of Joodse seentjies laat doodmaak het, uit vrees dat hulle posisie ondermyn sou word. Hulle sekuriteit. So Matteus se verhaal van die wyse manne van ver, wat snif in die neus kry, en dan bekommerd is ook oor hierdie bose komplot. Sy verhaal is eintlik dat Jesus in sy optrede, sy visie, sy evangelie en sy boodskap van die koninkryk van God onwelkom sou wees vir aardse koninkryke. Dis Matteus.
Daarteenoor vertel Lukas heeltemal 'n ander verhaal met sy eie aksente. Vir Lukas gaan die evangelie hieroor. Die bordjies gaan verhang word. En dit word baie duidelik uitgedruk in Maria se loflied. Daar staan: magtiges sal hy van hulle trone afruk en geringes sal hy ophef. Rykes sal hy met leë hande wegstuur en hongeriges sal gevoed word. En dan vertel Lukas met sy geboorteverhaal 'n storie met intrige binne hierdie kontoure. Die kontoure van bordjies gaan verhang word. Gaan kyk 'n bietjie. Maria, die jong vrou met die ongewenste swangerskap, wat natuurlik wenkbroue in daardie tyd laat lig het, sy word opgehef. Sagaria se vrou Elisabeth sê immers: geseënd is jy onder die vroue. Jy op wie ander nou neersien of vir wie hulle wenkbroue lig. En sy word deur Gabriël die engel besoek. Die swerwers, die dagloners kom dan en hulle bring hulde. Ons ken hulle as die skaapwagters. Want skaapwagters was wat? Was wie? Dit was eintlik maar daai ouens op die rand van werkloosheid en op die rand van die samelewing. En dit is hulle wat deur die engele besoek word en dan gaan hulde bring aan Jesus. En volgens Lukas is hulle die eerste mense, hierdie randfigure, wat die boodskap vir die eerste keer die wêreld instuur. So volgens Lukas word Jesus dan in 'n situasie van, kan mens sê, nederigheid gebore. In 'n krib neergelê. Ons vind dit net by Lukas. En reg deur Lukas se evangelie echo hierdie tema. Wat is dit? Jesus Christus het gekom nie vir die na wie ons opsien nie, maar die op wie ons neersien. Die wat eintlik nie eens raak gesien word nie. En meer nog, die bordjies gaan verhang word. Gaan kyk gerus na Lukas weergawe van Jesus se bergrede. Wat sal jy daar vind? Volgens Lukas sê Jesus dit: geseënd is die armes. Nie armes van gees soos by Matteus nie, want daar is 'n groot verskil tussen arm en arm van gees. Gelukkig is die wat honger is, sê Lukas. Nie honger en dors na wat reg is soos Matteus nie. So Lukas is baie reguit hieroor. Sy evangelie en die boodskap wat hy wil uitstuur is dat Jesus vir sulke mense gekom het. 'n Mens kan sê waar Matteus se geboorteverhaal vanuit die oogpunt van mans se egos vertel word, vertel Lukas ook sy verhaal vanuit die oogpunt van 'n vrou. Die engel verskyn immers volgens Lukas nie soos in Matteus aan Josef nie, maar volgens Lukas aan Maria. Maria sing 'n loflied. En ons ken dit as die Magnificat. En dan staan daar aan die einde: en Maria het alles in haar hart bewaar. So, die geboorteverhaal van Lukas is duidelik vanuit Maria se oogpunt. Dus, die geboorteverhaal van Matteus en Lukas kan dus gesien word as wat? As ouvertures tot hulle onderskeie evangelies. Wat bedoel ek daarmee? Soos 'n ouverture aan die begin van 'n opera die tema bevat wat reg deur die opera dan na vore kom, so vind jy dat Lukas en Matteus se
unieke geboorteverhale 'n soort ouverture is met 'n tema wat reg deur hulle evangelies na vore kom. By Matteus, die geboorte van 'n onwelkome koning teen die agtergrond van 'n bose komplot. En Lukas, die seun van God kom hierdie wêreld binne as 'n nederige en onaansienlike persoon. En hy assosieer hom met die minderbevoorregtes. Maar ook meer as dit. Hy gaan die tafels op hulle omkeer. So dit breedweg is 'n skets van Matteus en Lukas se onderskeie geboorteverhale. Dink nou maar aan hoe dit vandag in die wêreld gaan, né? Met al die magsigtige leiers, die bose komplotte agter toe deure. En dan sal jy besef dat Jesus Christus se evangelie steeds onwelkom is, ook in ons tyd. 'n Evangelie en 'n boodskap van liefde en vergifnis en aanvaarding. Dan moet 'n mens maar eintlik saam met Lukas vashou aan sy boodskap. En sy boodskap is 'n boodskap van hoop. Die blye boodskap dat die bordjies tog wel verhang sal word. Gegroet. der Gnade im